Ja, goeiedag. Vandag is dit Hosea 7. Nou kom ons lees eers Hosea 7 en dan gesels ons 'n bietjie. Hosea 7 vers 1. Terwyl ek die lot van my volk wil verander, terwyl ek bereid is om Israel te herstel, kom die oortreding van Efraim en die sonde van Samaria aan die lig. Hulle belief mekaar, hulle breek in en steel, hulle beroof mekaar op straat. Hulle dink nie eens daaraan dat ek die Here al hulle sonde ken nie. Nou het hulle optrede hulle ingehaal. Dit lê oop en bloot voor my, die Here. Nou, ten spyte van Israel se arrogante en hulle verregaande ontrou aan die Here, wil die Here nog steeds uit liefde hulle lot verander om hulle van rig te wees, volgens Joël 3 vers 1 en Amos 9 vers 14 ook. Met hierdie uitdrukking word nie maar net herstel of verbetering bedoel nie, maar 'n terugkeer na die beginverhouding. En vir Hosea is dit die woestyntyd, soos ons gelees het in hoofstuk 2 vers 13 en 14. Die Here wil vergewe, maar Israel is tot in die kern toe verrot. Dit blyk, soos ons kan sien uit hulle ernstige wandade, soos leuns en diefstal, hoerery en rowery wat aan die orde van die dag is. Dit dring nie tot hulle deur dat hulle sonde oop en bloot voor die Here is nie. Want dink hulle, die Here sien nie wat hulle doen nie. En al dink hulle die Here sien hulle nie, gee hulle nie om of God hulle sonde sien of nie, want hulle aanbid mos nou vir Baal. Nou het hulle oortredings hulle ingehaal. Dit is volle rebellie teen die soewereine heilige God, almagtig. Ja, en dan hoor ons verder daar in Hosea vanaf 7 vers 3. Met hulle bose optrede en met hulle slinkse planne stel hulle die koning en sy amptenare tevrede. Hulle is die een so onbetroubaar soos die ander. Hulle is soos 'n oond wat aanhou smeel wanneer die bakker ophou stook terwyl hy die deeg knie en daarna wag dat dit moet rys. By die fees van die vorige koning het hulle sy amptenare papdronk gemaak en was sy raadgewers onder die invloed van drank. Terwyl die rebelle die koning verhuldig het die verraad in hulle gesmeel soos 'n oond. Deur die nag was hulle drif sluimerend. Teen die môre het dit opgevlam. Vers 7. Hulle was almal soos 'n oond wat brand. So het hulle regerders verteer en het al hulle konings tot 'n val gekom. Maar nie een van hulle vra ooit na my wil nie, sê die Here. Efraim vra nie na die wil van die Here nie. Efraim is tussen die nasies, maar hy word self geknie. Efraim het soos 'n askoek geword wat verbrand het. Vers 9. Vreemdes het sy krag verteer, maar hy besef dit nie. Hy het muf geraak soos ou brood, maar hy besef dit nie. Vers 10. Israel se hoogmoed getuig teen hom. Hulle het nie teruggekeer na my, die Here hulle God nie, en het te midde van dit alles nie na my wil gevra nie. Efraim het geword soos 'n duif, dom en sonder verstand. Hulle het vir Egipte gekoer, maar Assirië toe gevlieg. Maar elke keer as hulle daarheen gaan, sal ek die Here my vangnet oor hulle gooi. Ek sal hulle soos voëls neertrek. Ek sal hulle vastrek sodra ek die Here die gedruis van die swerm hoor. Ja, ellende wag vir hulle omdat hulle van my af wegvlug. Daar wag teëspoed vir hulle omdat hulle teen my in opstand is. Ek was bereid om hulle te red, maar hulle lieg vir my. Vers 14 tot 16. Toe hulle na my om hulp geroep het dit nie uit die hart gekom nie, want hulle lê op hulle beddens en kerm en sny hulle self stikkend ter wille van koring en wyn. Hulle verset hulle teen my.
alhoewel ek hulle gewaarsku het, toe ek hulle gehelp het, het hulle opstand beplan teen my. Vers 16, en hulp gesoek by wat nie kon help nie. Hulle het so nutteloos geword soos 'n slap boog. Hulle leiers sal met die swaard afgemaai word. Hulle sal die slagoffers word van die vervloeking wat hulle oor hulle self uitgespreek het, as hulle aan my verbond ongehoorsaam sou wees. En Egipte sal daaroor lag. Nou, en so het hulle slagoffers geword van hulle eie ontrou dade. Kom ons kyk wat het ons gelees. Hosea 7 is 'n Bybelse gedeelte wat praat oor God se teleurstelling met die Israeliete, as ook ons wat vandag lewe se sondige gedrag. En ek gee 'n kort uiteensetting in eenvoudige woorde om dit makliker te verstaan. Sommige sleuteltemas hier in Hosea 7 wat moeilik is om te verstaan, sluit in: 1. Sonde en rebellie, die Israeliete se sondige gedrag en weiering om na God terug te keer, né? 2. Afgoderry. Dis wat ons gelees het, afgoderry, die gevare daarvan om ander dinge of verhoudings bo God te stel. En 3 is die gevolge van sonde en ongehoorsaamheid, God se begeerte na herstel. En 4, God se begeerte na herstel. Ten spyte van die Israeliete se sonde, wil God hulle steeds herstel en wil God hulle vergewe, maar hulle wil nie wegkeer van hulle sonde af nie. Nou hierdie hoofstuk dien as 'n waarskuwing teen hardkoppige, selfgeregverdigde, selfgesentreerde sonde en afgoderry, terwyl dit ook God se liefde en 'n begeerte na verhouding met sy mense beklemtoon. Goed. En nou ten slotte, en in baie kort, Hosea 7 vers 1 tot 7 sê die volgende: In kort is God se teleurstelling oor ongehoorsame mense wat ons in vandag se tyd insluit. Dink maar aan mense wat op 'n tyd Jesus in die kerk of iewers aangeneem het, né? Deel was van 'n selgroepie en toegestop het met Christelike aktiwiteite. Hulle dwaal weg van hulle Christenbroers en susters. Hulle dwaal weg van hulle Christenouers. Ja, nou lees hulle nie meer die Bybel nie. Nou bid hulle nie meer nie. Nou leef hulle 'n lewe soos hulle goed dink. Hoe moet God voel oor sulke optrede nadat die Here Jesus vir ons gedood is aan 'n kruis? Ja, die Israeliete is ook die Christene wat so gemaklik wegdwaal van God af word vergelyk met 'n siek persoon wat erger word in plaas van beter. En ten spyte van God se pogings om hulle te genees, gaan hulle voort om te sondig en weier om na God toe terug te keer. Ja, hierdie mense het ons gelees, is soos halfgebakte brood wat vir niks goed is nie. Dis die klag van God teen Israel. En dis die klag van God vandag presies oor mense wat die regte pad ken, maar nie na God wil terugdraai nie. Ja, ons bly maar hardkoppige mense, né? Ons in vandag se lewe, as ook hulle wat nog gebore moet word, se afdwaal en wegdwaal en moet opgee van God af, nadat bekering plaasgevind het, sien God dit as afgoderry en rebellie teen die drie eenheid, soos ons in Hosea 7 vers 8 tot 10 gesien het. Nou, die Israeliete word gekritiseer vir hulle afgodediens en alliansies, né? Die alliansie wat beteken dis simboliese genootskap tussen partye met gemeenskaplike belange met ander nasies. Ja, hulle is soos 'n koek wat omgedraai is. Hulle erken God of soek sy hulp nie, maar vertrou eerder op hulle eie krag en hulle eie manier van dinge doen.
En dan sien ons in Hosea 7 vers 11 tot 16 die gevolge van sonde. God waarsku die Israeliete, net soos God ons ook vandag waarsku, dat sonde net soos Israel tot ons en alle mense se ondergang sal lei. Ja, ons, nes die Israeliete is soos voëls wat in 'n net vasvlieg, onbewus van die gevaar. Hulle, nes ons, sal gevang en weggeneem word weens ongehoorsaamheid. En dan is daar 'n paar belangrike dinge om te onthou, nê. Sonde het gevolge. Om God te ignoreer en aan sy gebooie ongehoorsaam te wees, kan tot ernstige en ewige gevolge lei. Dit weet jy en ek baie goed. 2. Afgoderry is gevaarlik. Om ander dinge of verhoudings bo God te stel, kan tot geestelike verval lei. Dit gebeur baie maklik. En die derde een, God begeer getrouheid. Ten spyte van die Israeliete en ons sondes, wil die Here ons God en Vader steeds hê. Ons moet na hom terugkeer en sy liefde en herstel ervaar. Hoeveel keer het ons nie al in die verlede en in die begin met die woord lees, daai woorde gehoor wat Jesus so baie vra en wat God deur Jesus vir ons vra. Waar is jy? Kom terug na my toe. Ek roep jou. Waar is jy? En die weerspieëling van hierdie dinge is nie 'n vingerverwysing na enige iemand nie, maar tog 'n vraag om te vra. Is daar areas in jou lewe waar jy God ignoreer of ander dinge bo hom prioritiseer? Versigtig nou met jou antwoord, nê? Want jy antwoord nou vir God self. En die tweede ding is, hoe kan ons na God terugkeer en sy liefde en sy herstel ervaar? Kyk, Hosea 7 praat van God se teleurstelling en God se frustrasie met die Israeliete en met ons. Ja, ook met ons is sondige gedrag. Hulle het van God weggedraai en was betrokke by afgodediens, onsedelikheid en huigelary. Ten spyte van God se pogings om hulle te genees en te herstel, het hulle voortgegaan om te sondig, voortgegaan om hom te ignoreer, voortgegaan om sy gebooie te ignoreer. En hierdie hoofstuk beklemtoon die gevolge van sonde, die gevare van afgodediens en die belangrikheid van getrouheid aan die Here ons God. Dit beklemtoon ook God se begeerte om sy mense te herstel en te vergewe ten spyte van hulle sonde. Tot sover vandag. Here, ons prys U vir U genade, vir U liefde, U roeping van ons om te vra, waar is jy vandag? Kom terug na my toe, ek soek jou by my. Ja, Here, ons is hardkoppig en ons vra vergifnis vir dit. Mag die Here ons bewaar. Amen.